Goeiemôre. Jy luister na die 6de oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. En ons tema vanoggend is: wat is jou naam? Wat is jou naam? Is 'n vraag wat ons gereeld vra. In baie gevalle vra ons dit want ons het nodig om uit die anonimiteit 'n meer persoonlike aanslag te neem. Soos by 'n restaurant. Om 'n kelner op hulle naam te noem is 'n teken van respek. En tegelyk verwag 'n mens ook meer persoonlike diens. Maar hoewel dit baie beleefd is om 'n kelner op hulle naam te noem, is dit tog interessant dat ons self anoniem bly. Niemand sê ooit in 'n restaurant en my naam is so en hierdie is so en so en so en so nie. Dit is 'n eenrigting ontmoeting. In Markus 5 lees ons van 'n besetene in die gebied van die Geraseners. 'n Man met 'n onrein gees het na Jesus toe gekom vanuit die rotsgrafte waar hy gewoon het. Dit is duidelik dat hierdie man mense die skrik op die lyf gejaag het. Die feit dat hy tussen rotsgrafte woon en dat die gemeenskap hom al met kettinge vasgebind het, voetboeie, handboeie. Later besef ons ook dat hy kaal rondgeloop het, hy het die klere van sy lyf afgeskeer. Maar hy het telkens het hy die boeie en die kettinge stikkend gebreek. Hy was onbeheerbaar. Dag en nag het hy geskree tussen die rotsgrafte, terwyl hy homself met klippe geslaan het. Niemand het hom meer gesien nie. Niemand wou met hom oogkontak maak nie. Soos ons baie gou sal sien, het hy ook nie meer sy eie naam gehad nie. Markus 5 vers 6 tot 11. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skree toe met 'n harde stem: "Los my uit, Jesus, seun van die Allerhoogste God. Ek besweer U by God, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees gaan uit die man uit." Jesus vra hom toe: "Wat is jou naam?" Hy antwoord hom toe: "My naam is Legioen, want ons is baie." Ek wil jou tog uitnooi om hierdie gedeelte in die Bybel meer volledig te lees. Hoe Jesus die onrein geeste in 'n trop varke ingestuur het. Volledig genees en by sy volle verstand, ten volle geklee en gesond, het hy Jesus dan gesmeek dat hy by hom kon bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar hom opdrag gegee om terug te keer na sy huis en sy mense toe en vir hulle te vertel wat Jesus vir hom gedoen het. 'n Mens aanvaar dat hulle hom weer op sy regte naam kon noem. Toe Jesus hom gevra het, "Wat is jou naam?" het hy nie sy regte naam gegee nie. Hy het sy bynaam gegee en 'n slegte een daarby. Byname is nie ons regte name nie. Sommige byname is innig en spesiaal en is duidelik dat mense soms verkies om eerder volgens hulle bynaam genoem te word, eerder as hulle oorspronklike doopnaam. Maar sommige byname is kwetsend, vernederend en boonop 'n verdraaiing van iemand se ware identiteit. In berading het mense al dikwels opgemerk: "Toe noem hulle my." Sommige mense vra glad nie jou naam nie. Hulle praat met jou so in die algemeen. Dis aanvaarbaar in die konteks waar jy nie die verwagting het om weer met iemand te gesels nie. Maar as 'n mens elke dag in die gang verby iemand stap, of gereeld in dieselfde omgewing kom, en die persoon ken jou naam nie, is dit baie onpersoonlik. Dan is daar die ongemaklikheid daarvan dat iemand jou naam vergeet. Dis nie iets wat my persoonlik pla nie. En deel van die rede is, dis iets waarmee ek sukkel en wat my 'n knop op die maag gee. Vir my beteken dit nie iets meer as iemand my naam vergeet nie. Maar dis iets wat my pla omdat ek bang is dat ander mense sal voel, wel, dan het ek nou nie eintlik 'n indruk op jou gemaak as jy nie my naam onthou nie, of as jy nie die moeite doen om my naam te onthou nie. Maar ek spot altyd en sê, ek het op so 'n klein dorpie groot geword, dat ek nooit nodig gehad het om nie my name te moet onthou nie. Maar nogtans gee dit my 'n knop op die maag, want ek wil nie graag iemand met 'n gedagte laat, dat hulle nie belangrik is, of die moeite werd is om te onthou nie,
veral nie na eerste ontmoeting nie. Wanneer Jesus vra, wat is jou naam? Vra hy 'n vraag na ons identiteit. Ons kan as ware net mekaar se name sien, hoor, ken. Maar wanneer Jesus vra, wat is jou naam? Vra hy na wie ons is. En meer as dit, of ons weet wie hy is. Dit is 'n tweerigting ontmoeting. Dis 'n dieper vraag as, wat is jou bynaam? Of, hoe ken mense jou? Wat is die naam wat mense jou gee? Wanneer Jesus my vra, wat is my naam? Is dit die begin van 'n verhouding. Jesus weet wat ons regte naam is. Maar weet ons? Weet ek werklik wie ek is? Ons praat hieroor môreoggend verder. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die Bybel leer ons dat U ons elkeen by die naam ken. Wat 'n aangrypende gedagte. Dit is te groot vir ons gemoed, te groot om te besef. U ken ons elkeen by die naam. Meer as dit. U weet wie ons waarlik is. Dankie dat ons mag weet, ons is nie net 'n nommer nie. Nie net 'n spikkel in tyd nie. Nie maar 'n verbygaande wie se naam nie geken word nie. U ken ons elkeen by die naam. Dankie Here vir daardie warm wete dat U ons ken. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.